90.5. Hulle is hier om eerlik te wees. Vrede is die Afrikaanse musiekprojek van twee beste vriende, François Roux en Storm Opperman. Hulle is in die ateljee. Groot FM 90.5. Hoe gaan dit met julle? Hi guys. Hey François, gaan dit goed? Lekker om julle te sien. Altyd lekker om julle raak te loop. Het sy dit nou by 'n vertoning is iewers waar ons gaan kyk na Gian Groen en Herman Kleinhans of om julle nou in die ateljee te verwelkom. Maar julle is twee besige bytjies, né? Absoluut. Dis 'n groot voorreg om vandag hier te kan wees. Baie dankie vir jou en die Groot FM span. Dit is vir ons baie lekker en soos jy sê, dis altyd lekker om mekaar raak te loop. Maar julle is natuurlik ook bekend van die alternatiewe Engelse rockgroep The Stinging Rogers, vir mense wat dalk al vergeet het, waarvan die enkelsnit Borderline 'n radiotreffer geword het. Doen julle nog steeds of is julle nog steeds deel van daai groep ook, of het julle besluit om nou net te fokus op vrede? Ons is definitief nog steeds deel van die groep The Stinging Rogers. Ons het wel 'n ernstige, so te sê, fokus shift gehad in die rigting van vrede, waar ons meer gefokus is daarop om ons Afrikaanse musiek te bemark en daar buite te kry. So ons speel aansienlik minder optredes onder die naam The Stinging Rogers en ons opnames is eers bietjie teruggehou, maar dit is verseker nie klaar met The Stinging Rogers nie. Ons is nou gefokus op die Suid-Afrikaanse en die Afrikaanse mark grootendeels. Ja, ons shift het maar net geskuif. Ons die ondersteuning en goed van vrede het bietjie besig geraak en ons het dit actually soveel geniet dat want in die begin het ons het nie baie geskryf in Afrikaans nie. En Stinging Rogers was die ding wat ons gedra het toe ons in die Kaap gebly het, was gig en maak seker dat Stinging Rogers soveel as moontlik daar buite kom. Maar toe ons die groot trek maak Joburg toe besef ons wat se groot ondersteuning en support daarvan die Afrikaanse kultuur afkom. En ja, ons het dit net heeltemal te veel geniet. Toe embrace julle dit sommer net en gaan aan met vrede. Dis nou julle hoof fokus, soos ek verstaan. So ek het nou daar in die intro gesê, Storm en François, julle is eintlik ook beste vriende wat nou deel is van hierdie band of bands. Maar waar het julle mekaar vir die eerste keer ontmoet en hoe het julle toe besluit, luister, ons twee wil saam musiek maak? Stellenbosch. Is dit? Ja, ons was saam op skool in Paul Roos. Ons het in graad 8 ontmoet. Ek en Fran het baie vinnig geklik omdat hy so lief is vir musiek. Hy is al van jongs af wou hy 'n rock and roll man gewees het. En ja, hy het my actually baie inspireer om betrokke te raak in die musiekbedryf. Fran, en vir jou? Ja, so hoe ons nader aan mekaar geraak het as vriende is dat ons gereeld die probleem gehad het dat ons nie kon ophou giggel in die Afrikaanse klas nie. En sodoende het ons redelik baie tyd saam spandeer buite die klas waar ons net mekaar gehad het en baie vinnig besef dat ons klik baie lekker en ons kom goed oor die weg, maar dit het eintlik eers 'n hele paar jaar later gebeur. Ons is toe beste pelle van graad 8 af en eers na skool begin saam musiek maak en ek het eintlik The Stinging Rogers begin en probleme gehad met van die lede wat in die band was as gevolg van slegte gewoontes in die naglewe en Dis mos maar wat die rockstars doen, né? Dis so hulle dit mos nou maar doen, maar dit is verseker nie ons dinge doen nie en Julle soek net vrede. Ons soek net vrede. En ek en Storm het toe saam besluit om die projek aan te pak en ons het nog nooit teruggedraai nie. Dit was nog altyd net 'n absolute fees. Ja, en nou, ek meen, nou kyk ons na 10 jaar van partners wees. Jo, dis ongelooflik. Ons bly saam al baie jare, ons werk saam by 'n platemaatskappy, by Vonk Musiek, ons gig saam, yes. Ons daar's baie goeders wat ons saam doen, ons is seker 'n paar goed wat ons nie saam doen. Beklei julle ook soms omdat julle nou soos saam bly en all of the above, saam werk. Dis 'n weird ding. Ek en hy raak nie kwaad vir mekaar nie. Jo, dis amazing hoor. Soos ons baie raar dat dit gebeur. Ja, ons sal partykeer nie saamstem nie, maar daar's altyd 'n vorm van respek of hectic respek vir ons altyd. So it never reaches ons skree nooit op mekaar nie en ja, dit maak ons verhouding baie sterk. Hoor die Storm, maar jy het nou geweet ek gaan hierdie vraag moet vra, nee, want ek het nou die dag toe kyk ek 'n onderhoud wat Jacques de Priester gevoer het met Dana Neus of Dani Neus en sy pa was Dana Neus.
En toe vra hy hom die vraag van, jy weet, is dit moeilik om 'n bekende pa in die musiekbedryf te hê? En toe sê Dani Neus, toe sê hy, aan die een kant, jy weet, ek wil my eie stempel afdruk. Almal het altyd gesê, o, dis Dana Neus se seun. En ek meen, jy wat nou Dousie se seun is of Henk Opperman, voel jy ook soos dat jy jou eie stempel wil afdruk in die bedryf, want mense soos, o, dis Dousie se seun. Is dit vir jou 'n kompliment of is dit iets wat jou irriteer op die oomblik? Dit het al verander. Ek stem saam met hoe hy dit gestel het en dit is so. Ek wil my eie stempel neersit, maar dis ook iets om trots op te wees. Ja, dit maak sin. Waar aan die begin, as ek 'n gig gaan speel en mense skree, nee, maar sing ou ryperd. Jy weet, in die begin was dit so 'n bietjie... Ek kan imagine, nie lekker gesit nie. Okay. Damn. Ja. Want nou jy is lyk ek ook nou nog redelik dieselfde met die hare en al die above. Presies. So, dit was, nie, ek kan nie sê is moeilik nie, dit is nie 'n probleem om te hê nie, dit was, ek is baie trots op die ou baas, en ja, as ek nou by daai gig is en mense vra 'n ryperd, dan sê ek, okay. Nou gooi maar 'n stukkie daarvan. Ja. Okay, nee, ek's trots op jou. Ek seker jou pa sal ook baie trots wees op jou. En in die eerste plek is dit waar jy mos nou die talent en die gene seker vandaan gekry het, so mens moet dit vier op 'n manier. Maar terug na Vrede. Julle het julle pragtige gitare saamgebring. Kom ons begin daar by Fran. Wat se gitaar het jy in die hand en wat gaan julle speel vir ons eerste akoesties hier vanmiddag? Ek het hierso die Lava Me 2 in die hand en dit is 'n baie lekker liedjie skryf gitaar. Dit is eintlik Storm se gitaar. Plak daai ding is mooi hoor. Hy is verskriklik mooi en hy is soos 'n swart sportskar. Dit doen nogals, né? Die gitaar version. Ingeboude effects en waar jy gewoonlik net met 'n droë akoestiese gitaar sou sit, het jy nou 'n bietjie meer daai ambiance en reverb klanke by wat net so 'n bietjie meer inspirerend is as die droë akoestiek waar jy amper al 'n bietjie meer 'n langer termyn visie kan toepas in jou liedjie skryf. Dis die ultimate campfire gitaar. Hoorie, dit lyk amazing. Ek kan nie wag om te hoor nie. Dis seker soos die post-production version van as jy nou opnames doen in die ateljee en jy sit al daai lekker effects en goeters op. Ja. Hier kry jy dit nou sommer eerstehands met die gitaar. Die Lava sê jy. Die Lava Me 2, ja. Ja, dis 'n mooi gitaar daai. En joune Storm? Ek my ex is nou vir 'n paar jare die Carl Clark. Dis actually my pa wat hierdie vir my gegee het toe ek 18 was en ja, elke gig wat ek speel is met die gitaar. En hoe oud jy nou, mag ek vra? Jy mag. Ek is 28. Okay, so jy het 'n gitaar 10 jaar met ander woorde. Ja. Ek wonder altyd hoe lank hou 'n gitaar by sekere mense, maar 10 jaar, daai is impressive hoor. Ja, en hy is nog netjies. Ja, jy het hom goed opgepas vir 'n rockstar. Kom ons stel dit so. Luister, wat sing julle vir ons eerste live? Ons sing vandag vir julle Tevrede akoestiese weergawe. Ja, ons is baie trots op hierdie ene. Ons het saam met Loukie Rothman gewerk met die produksie. Ongelooflike kunstenaar. Amazing om sy musiek knowledge bietjie te leer en net bietjie met hom te sit en skryf. En ja, hier is die akoestiek weergawe daarvan. Dis Vrede met Tevrede live in die Lunch Bunch ateljee. Soos 'n styl uit die ou tyd. Daar's niks so solide grond nie, net hoe jy omkyk. By die feesdag onder in die Kaap, kyk al die jare. Soos ek gedink het jy dit al gesê, ons maak uit die byt. Wat meer wil ons dan nie? En so voel tevrede, solank jy net die voor my staan, val hier die plek uit mekaar en so voel tevrede. Geen planne, geen bestemming, geen ander, jy is die rede. En so voel tevrede, onthou jy die dag deur die donker was en jou glimlach kon alles bedaar. En die bank het als gevat, nie 'n sent in my rekening gehad. Langs my gestaan, jy was hier, jy was altyd daar. Dis nie waar jy nie, maar saam met wie jy gaan. En so voel tevrede,
staan. Of val hier die plek uit mekaar en so voel tevrede. Geen plan, geen bestemming, geen ander, jy is die rede. En so voel tevrede, so voel tevrede. Tevrede, so voel tevrede. Tevrede. En so voel tevrede. Solank jy net die voor my staan, of val hier die plek uit mekaar en so voel tevrede. Geen planne, geen bestemming, geen ander, jy is die rede en so voel tevrede. Ja, ons is meer as net tevrede met vrede hier in die Lunch Bunch ateljee. Dis natuurlik niemand anders nie as Storm Opperman en Fran the Man, François Roux. Ek wil nou gou vra wie het geskryf aan die liedjie? Het julle saam geskryf, né? Ja, altyd. Ek begin so op die songs, ek stel 'n idee bymekaar en dan gaan ek na Fran toe en dan dis waar die magic gebeur. Hoorie, ek wil net sê hierdie tema waaroor julle sing, dink julle nie dis iets wat almal na streef nie, is om net daai 'n plek van tevrede te ervaar. Waar ook al, in die bos, by die see, by die werk, by jou huis, in jou verhouding met jou familie, wat ook al. Almal wil eintlik maar tevrede wees. Dis 'n moeilike plek om by uit te kom altyd. Ja, nee, dit is. Ek dink ja, dis wat ons wil hê mense moet uit die sang uitdra is wees tevrede, wees dankbaar, want jy het meer as wat jou Instagram stories vir jou sê en daai ou se kar lyk beter en hierdie ou lyk daai en se gitaar is mooier. Verstaan jy, dis 'n constant comparison game. En die mense om jou het jou lief. Dis nie volhoubaar nie, dis eintlik wat jy sê. Daai game is nie volhoubaar nie. Ja. Net vandag, dis nie 'n love song nie, nê. So die inspirasie agter die liedjie of die tema daarvan, hoe het julle besluit dit is waaroor julle wil skryf? Dit is 'n love song. Maar die tema het net so 'n bietjie groter geraak. Ek hoor jou. Maar dit is oorspronklik 'n love song. Maar mens kan hoor dit is eintlik oop vir jy weet interpretasie wat ek baie van hou. Dankie vir die akoestiese weergawe ouens. Vrede bring vir jou tevrede, 'n liedjie wat jou nie net laat luister nie, maar ook laat voel. Lunch Bunch op Groot FM 90.5. Dis Storm en dis Fran saam met my in die ateljee. Hoorie Fran, waar kry jy nou al hierdie byname vandaan? Want ek ken jou as François Roux, maar ek self obviously nou François, so dis either Franna, Franny, Fran, Sois, so Fran het nou gestiek vir jou. Fran het gestiek vir my, maar een van ons aanhangers, Brian, en ook goeie vriend van ons, na baie performances, hy's weer 'n Santana fan, het hy my gebrand as Frantana. Ek het gehoor Storm sê nou daarso op TikTok, toe praat hy van Frantana. Frantana Habana. Habana, hoekom Habana? Want hy's vinnig. O, okay. Vinnig wat met die snare. Vinnig met die vingers. Ja, vlytige vingers hierso oorkant my. Maar ek wil vir julle gou vra. Ons het nou vinnig gepraat oor hoe julle mekaar ontmoet het daar in die Kaap in Stellenbosch area waar julle saam op skool was, Paul Roos. Maar vertel ons nou eintlik die storie agter hoe dit werk as julle nou saam ateljee toe gaan om 'n liedjie op te neem. Is julle op dieselfde tyd daar? Jy het gesê gewoonlik begin die idee by jou vir die liedjie skryf en dan val François instorm. Maar as julle in die ateljee is, hoe's daai proses? Dit is vir my persoonlik die beste plek in die wêreld om te wees. Daai creative juices vloei, ek en Fran is zone heeltemal in. Ons producer Tersius Himan, ongelooflik. Hy's amazing jy kom na hom toe met 'n akoestiek weergawe van 'n sang. Jy sê vir hom ek hoor dat die dromme so iets doen of die bass so iets doen. En hy het net so 'n natuurlike manier om dit te maak gebeur, presies soos wat jy dit gehoor het en hoe jy dit create het in jou kop. Jenne. Ja, ons begin met 'n demo track. Ek sal akoestiek net so 'n bietjie demo neersit met vocals wat net so onnetjies neergelê word en dan begin ons akoestiek ordentlik track. Dan sal ons bass en dromme insit en dan kom Fran met die licks. Met die magic gitaar. Met die magic gitaar en dan doen ons vocals heel laaste. Heel laaste die vocals. Ja. Ja, die final takes. Ja. So ons kry 'n guide om te hoor
wat doen die vocals en hoe werk dit saam met die musiek. Maar dan dan bou ons die hele track so te sê met dit in gedagte gehou, sodat jy nie dit bou sonder vocals en nie die melodie van die vocals in ag neem nie, en dan as alles nou mooi klaar gebou is, dan gaan ons twee weer in om finale vocals net skoon te doen. Maar ek kan vir jou sê, Fransjo, ek weet nie hoe mense met tapes record dit nie. Goeie genade. As jy oor moet begin en dan knip jy hom en dan hoe hulle dit gedoen het. En dan daai tyd het hulle ek dink max 2 bane gehad. Precies. Ek weet nie hoe hulle dit reg gekry het nie. Nee. Nou as jy 'n fout maak, delete en begin oor, skep 'n nuwe track. Jy kan paste en aangaan soos wat jy wil. Op daai noot van cut and paste, ek weet julle is nou eintlik krangige musikante, maar hoe voel julle oor die produksieproses? Want ek meen as julle nou live perform, jy kry baie, ek wil nou amper sê, rou musikante wat sê, jy weet, old school, nee, daar moet nou nie rekenaars en goed betrokke wees nie. Maar op die eind van die dag, dink ek dit is die moderne era waarin ons leef en mens kan nie twee kombineer dat mens by 'n sweet spot uitkom, né? Jy het dit baie mooi daar gesê. Daar's 'n balance. Ons glo vas in akoestiek. As jy kan gitaar speel en sing, dis vir ons 'n baie goeie base om te begin, maar ek meen musikante deesdae kan maybe net sing of Ja. waar in die ou dae, ek dink die enigste musikante wat nie instrumente gespeel het nie was Frank Sinatra en Elvis het ook nie instrumente gespeel, dink ek nie. nee, ek dink hy kon so 'n bietjie gitaar gespeel het. O, okay, ek dink nou aan Robbie Williams actually, Maar hy speel nie. Robbie Williams Ja. en Ozzy Osbourne, believe it or not, kon nie Goeie een genade. instrument gespeel het. Ek wonder hoekom, daar's 'n rede vir dit, hoor. Luister, maar Fran Storm het nou so vinnig gepraat van Loukie Rothman saam met wie hulle gewerk het. So, hoe was dit vir jou om aan hierdie produksie saam met Loukie Rothman te werk? Was dit die eerste keer wat julle saam gewerk het? Dis heeltemal korrek. Ek kan begin om te sê dit was vir ons 'n ongelooflike voorreg en dit was vir my so te sê 'n full circle moment, want ek en Loukie het in dieselfde dorp groot geword in Welgemoot of aka Bellville in die Kaap, en dit was vir my 'n ongelooflike ervaring om na die Tankwa-drome fees het ek in Storm in die kar geklim en teruggery na Bellville toe om te gaan opneem waar my musiekdroom aanvanklik begin het. So dit was vir my 'n baie spesiale ervaring, maar buite nou die nostalgiese effek wat dit het, was dit 'n absolute voorreg om te werk met iemand wat so prominent en 'n groot en sterk invloed het in die Afrikaanse mark, en ek dink baie van ons luister musiek wat either deur Loukie Rothman gemaak is of deur sy studio gekom het op 'n daaglikse basis. En om die manier wat hy dinge aanpak te sien gebeur, wat dit was natuurlik nou elke producer het sy eie manier om dit te doen, en dit was vir my interessant hoe hy baie vocally of baie gefokus het op die vokale aanslag van die musiek, waar hy amper 'n baie kaal track gebou het en gesê het, okay, ons fokus nou op die klanke van julle stemme. Hy het gesê hy voel dit is ons sterkpunt en dat dis waarop ons gaan fokus, en dit was 'n heeltemal soos ons nou net verduidelik het. Gewoonlik het ons die final vocals eers laaste gedoen, so dit was 'n hele omkeer van die proses, en dit was 'n baie cool ervaring om dit heeltemal anders te doen en te sien hoe iemand anders dit ook aanpak. Jo, dis baie interessant. Hoor jy, ek het 'n boodskap gekry hierso van Tian Warwick. Hy sê die manne mag maar musiek maak. Nog iemand sê, middag Fransjo, net 'n staaltjie oor vrede. My pa is gebore die dag na die vrede van vereniging. Toe hy gedoop is, sou dit net Philip Hendrik wees, maar toe sit die predikant vrede ook by. So nou sit Philip Hendrik vrede. Wow. Dis nogal interessant. Wow. So die naam vrede, ek dink nie ek het julle al gevra nie, waar het dit vandaan gekom? So die eerste huis wat ek in gebly het in my lewe in Hermanus, se naam was Vrede. Genade. En net tussen my en Fransja, dis altyd nog iets wat ons sterk verstaan. Ons het 'n naam gesoek wat short and powerful is, en in die begin het ons gedink, nee, Vrede is bietjie Klink soos daai dorp in die Vrystaat. Ja, jy weet, toe dink ons net, weet jy wat, kom ons own dit, kom ons vat dit, want ons glo daarin, en ek dink ons musiek gaan ook dit mooi neerlê. En die temas waaroor jy sing pas eintlik ook by die naam. Ja, en dit was die angle wat ons vir gegaan het. Ek love die naam Vrede, dit is kort, dit is eenvoudig, en dit het ook 'n nostalgiese
egging aan het met my eerste huis wat ons nog luckily nog steeds besit. Wow, so is eintlik biografies vir jou in 'n mate dan ook. Ja. Luister nou, so gepraat van die temas waaroor jy sing en hoe goed dit inpas by die naam Vrede. Kan ek julle vra om een van Zian wat ons nou rekord hierso, ons tegniese man hierso links van my, een van sy gunstelinge van Vrede vir my te speel. Sy naam is Perspektief. 100%. Wil julle ietsie sê oor die liedjie voor julle hom speel? Ek like gewoonlik om vir mense te sê, kry 'n eie interpretasie van 'n liedjie. Baie mense vra vir ons waaroor gaan die song en dan daar's so baie goed. Vir my beteken dit een ding, maar ek wil nie eintlik dit vir jou spoil nie, Nee, want moenie. baie mense sê, ag nee, maar ek het gedink dit beteken dit. Dan sê ek soos, maar stop, dit is wat dit dan beteken, Ja. jy weet. Maar ja, Ek love wat jy sê. Hoorie so, die Storm en Fran the Man saam met my in die ateljee, hulle is bekend as Vrede. Hier is hulle met Perspektief. help my om onderskeidelik te dink, met idees te speel, maar nie te aanvaar nie. Ons praat mos net hier. Donker blom, waar die maanlig verwyk, blink idees, verantwoordelik geskink. Nes die oseaan naar emoties wys, nes ons is om groot te word, maar nie ook nie, soos het koud word hier. Verander my perspektief. Een vir een trek die golwe ons in, bombardeer ons gewete met vrees en plesier. Want die son moet sak vir die maan om te skyn, lewe en liefde, wat is die geheim? Dis om groot te word, maar nie oud nie, soos het koud word hier. Verander my perspektief. Kalfvoethuis, met verf teen die muur, hard gewerk vir ons geld en net 'n bietjie plesier. Met die somerson en sy geheime, als verdwyn, maar jy bly. Dis om groot te word, maar nie oud nie, soos het koud word hier. Verander my perspektief. Jo, musiek met betekenis. Storm en François van Vrede met Perspektief. Sou julle sê dit is julle grootste treffer tot dusver? Want as ek kyk na die Spotify listens, hy is omtrent so al by 500.000 net op Spotify alleen. Dis korrek. Ja, ek vir my is dit 'n baie sterk liedjie. Ek is baie bly mense geniet dit ook, soos wat ek het geniet. Ek sal sê dis ons sterkste song op die oomblik. Wanneer het julle hom aanvanklik vrygestel? Paar jaar terug, né? Yes, dis nou eintlik 'n goeie vraag. Ja. Die datum hoort ook al op Spotify. Nee, ek dink dit was 2022, so Yes. 3 jaar gelede gewees. Ja. Luister, en hulle is terug met splinter nuwe musiek. Ons gaan net hier, ons gesels so lekker en hulle speel so lekker. Dis al 9 minute voor 2.
maar ons praat oor hulle splinter nuwe enkelsnit wat hulle vrystel hier vanmiddag. Sy naam is Vrede. Groot FM 90.5. Ek bedoel tevrede, dit is nogal confusing, dis vrede met tevrede. Op daai noot, Storm het nou net van lig af vir my gesê, julle het ook 'n musiekvideo geskiet vir hierdie liedjie. Vertel my 'n bietjie meer. Yes, ons het gewerk met Coolerbox Productions. Hulle het 'n video vir ons geskiet. Ek en Fransjo het met die idee uitgekom dat ons so 'n silhouette relationship wil capture tussen 'n man en 'n vrou en ook vriende tussenin en ek en hy toe met performance net lekker op 'n ou bakkie gesit en saam gesing. Ek sien is dit 'n Chevy daai. Dis eintlik 'n Ford F100 daar. O, ek sien nou hierso. Okay, ek kon nou nie mooi inzoom nie. En dan waar het julle hierdie silhouet goed afgeneem, want ek het gehou van wat jy nou gesê het, Storm, sodra 'n kamera op jou is, moet jy nou nie ewe skielik anders wees nie. Jy moet nog steeds jouself bly. Ja. En dis presies wat ek sien in hierdie silhouet waar julle kuier, glasie klink. Waar het julle dit rekord? Ons het dit by Sowaarbaar Studios gerekord. Hulle het so noem dit 'n Infinity Room. Ja, daai soos 'n wit Infinity kamers. Curve. Yes. En hulle het sommer so 'n raam opgestel vir ons en hulle het met VFX, jy weet soos Hollywood, het hulle vir ons dit mooi netjies gemaak. Nee, dit lyk stunning. En daai gitaar, Fran, wat jy nou speel agter op die bakkie, dis nie dieselfde een wat jy nou hier in die ateljee het nie, maar daai gitaar het ook 'n storie. Jy sê hy's gemaak van rosewood. Hy's gemaak van rosewood wat eintlik aanvanklik kom uit Nashville uit. Fender het wat hulle noem 'n recording baan gehad in Nashville en miskien het hulle nou weer vandag 'n nuwe een, maar hy het aanvanklik afgebrand en die rosewood wat oorgebly het na die brand, het hulle 'n paar limited edition Fender Telecasters van gemaak en ek is baie gelukkig om op een te kan speel. Dis wel nie myne nie, dit is Storm se pa se meesterstuk gitaar daardie. En Die feit dat hy hom vir jou leen, sê baie. Hy sê hoor. my pa het vir Fransjo, ek wil amper sê meer lief as wat hy vir my lief. Well, okay, Ja. Alright. Nee, ons Hoekom is nou dink jy broers so? vir 'n baie lang tyd. Dit kan nie hare wees, want ek meen julle het almal min of meer dieselfde haarstyl. Ja. Let's be honest. Dus so Ja. dit kan dalk jou verlore boetie gewees het, Storm. Hy is. Dalk is daar Hy iets is. wat Dousie nou nog nie vir ons gesê het nie. Ja, dis die ding, is ek sy enigste kind, maar ek grap altyd en sê waarvan ons weet. Ja, waarvan ons weet. Maar hoeveel gitare het julle albei in julle collection? Ja. Nie so baie nie. Ek speel met een gitaar, soos ek vroeër gesê het. Partykeer speel ek met ander gitare as ek nou in 'n situasie is, dan sal ek by 'n ander musikant leen, maar my akoestiek is hierdie een, die Gold Clark. Fransjo speel met die Teddy en ja, ons het 'n paar gitare wat by die huis lê, maar nothing too special, jy weet. As ons nou van my pa praat met guitar collections, dan is dit 'n ander storie. En jy, hoeveel het jy, Fran? Ek dink ek het 5 gitare, Okay. waarvan een 'n leergitaar was as 'n kind. Ek het 'n elektriese gitaar wat 'n speel een was as 'n kind. En dan my eie Telecaster wat 'n Telekit is wat Stefan Jansen eintlik inteendeel vir my gegee het. Oh, wow. En dan het ek ook 'n Gibson en hy is my baba weer, maar hy is vir my so spesiaal dat ek hom nie eers uit die huis uitbring aan die Kaap nie. Hy's 'n collector's item basies. Ag, maar weet jy wat, Fran, daai is nie te buitensporig nie. 5 vir nou. Maar ek dink hulle gaan groei soos wat die jare aangaan. Hoorie, dit was nou heerlik om met julle te gesels. Dankie dat julle ingekom het. Die tyd het regtig nou flip en vinnig verbygevlieg. Ja. En julle, dit beteken net een ding, julle moet maar weer kom. Dankie, Met die volgende asseblief. enkelsnit. Thanks dat julle hier was. Ons gaan ook, as jy die gesprek gemis het of daai live akoestiese weergawe wat hulle gedoen het van Tevrede en Perspektief. Hulle 2 eie liedjies natuurlik van Vrede. Ons gaan die podcast vir jou later laai op ons webblad grootfm.co.za. Gaan klik net daarso op podcast en dan op die Lunch Bunch skakel. Jy sal dit daar vind. Dankie Storm, dankie Fran en baie geluk met Vrede se Tevrede. Baie dankie Fransjo. Groot FM 90.5.